Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek lees vir ons uit Jesaja 6 vers 1 tot 8 uit die Afrikaans 2020 vertaling. Kom ek lees vir ons. In die sterfjaar van koning Usia het ek my Heer gesien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Serafs het bo hom gereed gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek. Met 2 het hy sy voete bedek en met 2 kon hy vlieg. Hulle het na mekaar geroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drempel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Ek het gesê: Wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die Here, heerser oor alle magte gesien. Een van die serafs het aan my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sonde versoening gedoen. Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê: Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe: Hier is ek, stuur my. Goeiemôre almal. Ek wil net van elkeen van julle baie welkom sê wat hier is vanoggend by ons diens môre by Ligpunt. Dis vir my baie groot voorreg om vir julle vanoggend God se woord te bring. Vriende, my naam is Johan de Tooy en ek is een van Ligpunt se personeellede en vandag gaan ons begin met 'n 2-week reeks getiteld Lesse geleer in 2023. Waar ek en Stefan vir ons almal vanuit God se woord iets spesifieks gaan oordra oor 'n les wat die Here ons persoonlik geleer het hierdie jaar. Nou, daar is in 'n jaar baie dinge wat gebeur en ons ervaar verskillende gebeurtenisse in ons lewens. En daarom kan dit 'n uitdaging wees om jou vinger te sit op 'n spesifieke les en ek het dit self ervaar. Maar ek is dankbaar en opgewonde om te kom deel uit die hand van ons teks vanmôre Jesaja 6. Dit wat die Here my geleer het en nou nog leer. En ek glo dat hy hierdie teks ook sal gebruik om vir ons as 'n gemeente aan te raak. Vriende, soos baie van ons het ons in 2023 sekere voornemens gehad oor dinge wat ons wou miskien bereik en doen. Ons wou miskien meer gym toe gaan, vroeër in die bed kom, meer gedissiplineerd wees met ons tyd, minder tyd op ons foon wees, en net oor die algemeen 'n beter persoon wees as die een wat ons was die jaar voor dit. En saam met daardie voornemens, vriende, was daar ook miskien geestelike voornemens gewees waarby ek en jy wou uitkom. Ek weet dit was veral so in my lewe en spesifieke doelwitte en voornemens daar was ek graag lus om ywerig die Here te dien hierdie jaar en meer tyd met hom te spandeer, gedissiplineerd wees in my tyd met hom en ek wou groei in liefde en vertroue in die Here. Ek wou miskien meer teologiese boeke lees, meer dien en groei in groter heiligheid en gelykvormigheid aan Jesus se beeld. En ek dink miskien met baie van ons was dit miskien ook so gewees, al is dit miskien nie doelbewus julle voornemens nie, of miskien was dit 'n doelbewuste voornemens. Daar was hierdie geestelike ideaal wat ons die begin van die jaar wou bereik. 'n Geestelike ideaal. Maar julle, soos die jaar aangegaan het en ons sit nou hierso in Desember en ons kyk terug, kom ons agter daar's eintlik hierdie gaping tussen die ideaal en die realiteit. Life happens, die versoekings van die lewe is daar, ou versoekings en nuwe versoekings. Die druk van ons werk kry ons onder. Daar's miskien familieprobleme wat nog steeds hierdie jaar nie opgelos is nie. Daar's finansiële en ekonomiese terugslag wat ons onsself in bevind. En net die besef van 'n algemene geestelike droogheid in die mense, miskien in my familie of my vriende, dit maak ons 'n bietjie depressief en dit kry ons onder.
So ons is nie net fisies uitgeput nie, maar ook geestelik. En die vraag dan is, wat is die gevolg? Die antwoord is, my ywer en liefde vir God kwyn weg. Ek voel miskien bietjie ver van hom, hy voel ver van my. Die Here is daar, maar nie in daardie persoonlike sin nie. My verhouding met die Here begin meer oppervlakkig voel miskien. My Bybel lees en stilte tye raak roetine. Dit word gespook deur 'n skielike besef van die take wat die dag gedoen moet word. My gebede klink herhalend. Die Here se waarheid voel vir my ver, sy genade voel vir my doodgewoon. Sy evangelie begin 'n bietjie kleur verloor in my lewe en sy Christus voel so 'n bietjie algemeen. Sondag kerk toe gaan raak vir my 'n gegewe roetine. En daarom verwag ek min van God se gees om te werk in mense se harte. So het my kosbare verloof vir my eintlik 'n bietjie van 'n algemene ding geword, soos al hierdie dinge plaasvind in my lewe. En dis daai gesegde van daai familiarity breeds contempt. Ek verlang na iets meer, maar ek weet nie hoe om dit te kry nie. Ek weet ek wil meer van die Here hê, maar ek weet nie hoe om dit weer te kry nie. So die vraag dan aan ons vanoggend is, vriende, is hoe kry ek en jy weer 'n ywer en 'n liefde vir God? Hier aan die einde van die jaar, soos ons moeg is. Soos ons net die jaar wil klaar kry. Hoe kry ek en jy daardie ywer? Wat is die ding wat my geestelike lewe kan aanvuur om my fokus weer reg te kry? Nie net nou in Desember nie, maar ook in 2024. En dis hier waar ek een van die lesse van Jesaja 6 wil kom oordra aan julle vanoggend. En wat ek en jy nodig het, is 'n vars en 'n aanhoudende ontmoeting met God in sy heiligheid. Dit is die besef dat ons God, soos die profeet Jesaja, die groot en die almagtige, aan ons onverdiende genade toon, soos ons siele verkoop en ons geloof in ons aangevuur kan word. Vriende, hierdie teks is baie ryk. Dis amper soos die boek Openbaring met al die beelde wat ons sien, is hierdie teks ook baie ryk in beelde en God wil iets van sy heilige karakter aan ons kommunikeer. So kom ons kyk vanoggend na die vraag oor wat dit is van God se heiligheid wat my ywer vir hom aanvuur. Ons gaan na die teks kyk in 4 bewegings soos die teks na ons toe kom. En die eerste beweging waarna ons gaan kyk, het ons te doen met 'n vars besef van heiligheid. En hierdie is die langste beweging waar ons net 'n bietjie moet op stil staan en fokus, 'n vars besef van heiligheid. Vriende, ons kyk na hierdie teks, die hoofstuk waar die profeet geroep word om 'n woordvoerder van God te wees. En ons aandag word hier gerig na op die eerste 4 verse, waar ons van aangesig tot aangesig gebring word met hierdie heilige en majesteuse almagtige God. Vers 1 gee vir ons die konteks van hierdie teks en dit sê: in die sterfjaar van koning Usia het ek my Heer sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Nou om die volle gewig van hierdie visioen te verstaan, moet ons iets verstaan van hierdie eerste vers. Wie is hierdie koning Usia? Koning Usia het gesterf in die jaar 740 voor Christus en hy was een van die beter konings wat oor die stam Juda geregeer het. Maar die interessante ding is wat ons hier moet verstaan van hierdie koning is van hoe lank hy geregeer het. 52 jaar het hy geregeer in Jerusalem. Hy het die troon bestyg toe hy net 16 jaar oud was. As ons net 'n bietjie dink daaraan, net hoe lank daardie tyd moet wees. In ons eie konteks, die laaste 30 jaar in Suid-Afrika het ons onder die presidentskap van 5 presidente al geleef. Hierdie koning het vir 52 jaar geleef. So baie mense het onder hierdie heerskappy geleef van hierdie koning. Alles was normaal toe hy geregeer het. En toe hy uiteindelik gesterf het, kan ons indink die berou wat hierdie volk en nasie moes gehad het. Ons kan dink aan die koningin van Brittanje wat nou laas jaar dood is, na hoeveel jaar op die troon,
wat so groot aandag dit gelok het. In 'n soortgelyke wyse is dit hierdie koning na 52 jaar wat se berou en aandag dit gelok het. En dit is dus hier teen hierdie agtergrond dat Jesaja die tempel ingegaan het, vermoedelik op soek na troos in 'n tyd van nasionale en persoonlike hartseer. 'n Geestelike droogte wat hy en baie ander miskien beleef het hom dus na die huis van die Here toe gedryf. Maar daar het iets gebeur wat radikaals was. Hy het nie net tempel toe gegaan en gebid nie. In die sterfjaar van koning Usja het ek my Heer sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Ligpunt, die koning was dood. Maar toe Jesaja in die tempel in Jerusalem ingaan, wat sien hy? Hy het 'n ander koning gesien. Maar nie net sommer 'n gewone koning nie. Hy het die ware koning gesien. Hy wat vir ewig op die troon sit. Jesaja het die Here gesien. Sy oë is geopen om die ewige koning van die volk te sien, God op die troon. Die dood van die aardse koning het geensins die regering van God beïnvloed nie. Die Here sit nou nog op daardie troon. Jesaja sê in vers 1 dat hy die Here of my Heer gesien het op 'n troon. Daar, julle moet ons verstaan, die woord wat hy gebruik het, Here, is 'n titel wat slegs gebruik word vir God, Adonai. Dit beteken die soewereine een. En interessant, hierdie titel word toegepas op die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament, wat aandui dat hy die ware koning is en die Here van die Here is. Wat Jesaja hier gesien het, is 'n pre-incarnate vision, 'n visie van die Seun van God voor hy mens geword het. En Johannes 12 vers 41 sê dit vir ons, wanneer Johannes skryf, dat hierdie dinge het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien het en van hom gespreek het. Johannes haal daar hierdie stuk uit Jesaja 6 aan, wat verwys na Christus. Ons lees dan verder in vers 2 dat bo die troon hierdie serafs gestaan het, hemelse wesens wat in die hemelse hof dien. Met 2 van hulle vlerke, sien ons daar in die teks, bedek hulle gesigte. En met nog 2 bedek hulle voete. Vir ons is dit miskien vreemd, want ons weet met vlerke vlieg jy. Maar hierdie engele, hierdie serafs, vlieg net met 2. Die res van hulle vlerke word gebruik om hulle gesigte en voete te bedek. Hoekom? Hoekom moet hierdie skepsels wat sondeloos is en dienend rondom die troon vlerke gebruik om hulle te bedek? En die antwoord sien ons in vers. Hulle het na mekaar geroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drempel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Wat Jesaja het hierdie wesens se monde gehoor het, is verstommend. Heilig, heilig, heilig. God se heiligheid is so groot en majesteus dat selfs die hemelse wesens hulle gesigte moes bedek van sulke majesteit. Ligpunt, herinner dit nie ook ons aan die tyd van die Exodus nie? Daar waar Moses en die Israeliete in die woestyn was, en in die episode van Exodus 33 lees ons die volgende. Moses wou God se glorie sien. Hy sê vir God daar in die woestyn, and Moses said, "Please show me your glory." En wat was God se antwoord? Then he said, "I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion." My glory, but he said, "You cannot see my face. For no man shall see me and live." Dit is die God met wie ons te doen het, vriende. Hy is heilig. En ons hoort nie hierdie
herhaling mis te kyk van hierdie heilige God nie. Julle, as ons in vandag se lewe iets wil beklemtoon, onderstreep ons miskien 'n woord, of ons highlight dit, of ons sit dit in bold. Nou die Israeliete van oud, as hulle iets wou beklemtoon, het hulle ook dieselfde, iets soortgelyk gedoen, maar hulle het herhaling gebruik. Hulle het herhaling gebruik. En hoor hoe stel R.C. Sproul God se heiligheid in hierdie terme. Hy sê, only once in sacred scripture is an attribute of God elevated to the third degree. Only once is a characteristic of God mentioned 3 times in succession. The Bible says that God is holy, holy, holy. Not that he is merely holy, or even holy, holy. He is holy, holy, holy. The Bible never says that God is love, 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 or mercy, 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 or wrath, 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 or justice, justice, justice. It does say that he is holy, 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 that the whole earth is full of his glory. God se heiligheid, vriende, is daardie eienskap van die Here wat sy volkome separateness, sy afsonderlikheid van skepsels en sonde kommunikeer. Hy is in 'n ander klas as ons. Dit dui ook aan sy morele reinheid en skoonheid en volmaaktheid van sy wese. Dit behoort ons te dryf in aanbidding tot hierdie Here. God se heiligheid is nie net een kenmerk onder die res van sy ander kenmerke nie, maar hoorie, sy heiligheid is die konteks waarin al sy ander eienskappe, sy liefde en geregtigheid, sy genade gedefinieer en verstaan moet word. Ek onthou toe ek klein was, en ek dink meeste van ons kan bietjie aanklank vind, ek stel myself 'n bietjie bloot hierso, is dat kerk vir my baie vervelig was toe ek klein was. Om 1,5 uur daar te sit en nie regtig belang te stel in die boodskap nie, die woorde is vir my te hoog. En veral na die eksamentydperke in Desember wil ek nie regtig daar wees nie. En kerke vir my is moeilik en om opwindend vir die Here te loof. Maar vriende, as ons verstaan wie hierdie heilige God is, hy is 3 maal heilig, dan sal ons sidder van in awe and reverence, ontzag en eerbied. Toe God in die tempel verskyn het, lees ons in vers 4 dat die deurpenne in die drempel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Vriende, wanneer die teenwoordigheid van God die plek van aanbidding vul, begin selfs die gebou bewe. Dit ligpunt is God, die Here wie ons dien. Liewe vriende, hierdie eerste verse demonstreer dat God 'n heilige God is. En sy teenwoordigheid sal vir sondige mense verlore gaan. Dis wat ons hier moet sien in hierdie eerste verse. En dan die vraag wat ons dan moet vra is, wat se effek het hierdie Here, hierdie heilige God op Jesaja? Wanneer ons in die teenwoordigheid van die heilige kom, wat is ons natuurlike reaksie? En dit bring ons na die tweede beweging toe van ons teks vanoggend, waar ons die effek van die heilige sien op 'n mens. En dis naamlik 'n vars bewustheid van my sondigheid. Vriende, die deure van die tempel was nie die enigste ding wat gebewe het daai dag nie. Die ding wat die meeste gebewe het, was Jesaja self. Ons lees in vers 5, hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë die koning, die heerser oor alle magte, gesien. Dit was Jesaja se reaksie. Hy het heeltemal bewus geword van sy sondigheid in die lig van God se heilige majesteit. Wee my, want ek is verlore. Woe is me, for I am lost. Ander vertaling sê die volgende, dat Jesaja sê, woe is me, for I am undone. Mense kan dit ook so vertaal.
Asof om te sê dat Jesaja het 'n persoonlike ontrafeling ervaar, 'n instorting, soos 'n kledingstuk wat los van sy nate kom. Vriende, as daar ooit 'n regverdige man was, in menslike terme was dit die profeet Jesaja. Hy is deur sy mede-Israeliete beskou as 'n man met goeie morele status, gegee sy posisie as 'n profeet. Maar sodra Jesaja kyk gekry het op God, was sy selfbeeld verpletter. Sproul sê die volgende, lees dit asseblief saam met my, hy som dit baie goed op, hy sê, in a brief second, Isaiah was exposed, made naked beneath the gaze of the absolute standard of holiness. As long as Isaiah could compare himself to other mortals, he was able to sustain a lofty opinion of his own character. But the instant he measured himself by the ultimate standard, he was destroyed, both morally and spiritually. He was undone. He came apart. Vir die eerste keer in Jesaja se lewe het hy werklik verstaan wie God is. En op daardie selfde oomblik het hy werklik verstaan wie hy is. Terwyl die lig van God se heiligheid op hom geskyn het, is hy uit 'n geestelike complacency wakker gemaak. En hy is bewus gemaak van sy geestelike bankrotskap. En so weer in vers 5, want ek is 'n mens van onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Jesaja het 'n nuwe en radikale begrip van sonde gekry. Hy het gesien dat dit 'n werklikheid was, nie net in homself nie, maar ook in die mense om hom. Vriende, rede waarom ons dalk dan koud word teenoor die Here en ons geloof so soms oppervlakkig voel en onpersoonlik, is omdat ons die heilige karakter van God vergeet het. Ons raak complacent, ons raak selfvoldaan en ons raak onafhanklik in ons geloof en ons getuienis vir die Here word koud omdat ons die grootheid van God vergeet. Ons verruil die Almagtige vir dit wat die alledaagse is. Ons het vergeet wie God is en ons het vergeet wie ons is. Ons kom kerk toe en ons verwag nie veel nie. Ja, ons is miskien moeg, dis waar, en ons siele word nie gevul met hierdie grootheid van ons driemaal heilige God nie. Jesaja toe die Here aanskou op die troon, was geruk in die kern van sy wese. Hy was gevul met 'n bewustheid van sy menslikheid en sonde toe hy voor die aangesit van die koning van die heelal gekom het. Ligpunt, is dit nie wat ons nodig het om ons geloof 'n stewige fundament te gee nie? Om onsself te sien nie in die lig van ander nie, en ons omstandighede nie, maar om onsself te sien in die lig van die ewige God. Hierdie teks maak dit duidelik aan ons dat ons God is nie iemand aan wie ons ons vinger kan sit nie. Hy is nie iemand op wie ons kan gewoond raak nie. Nee, Jesaja se lot is die lot van elke mens hier vanoggend en dis myne ook. Ons God is 'n verterende vuur. Niemand in sy heilige toestand is in staat om voor 'n heilige God te staan nie. En julle, dis wat ek toe besef het, is dat die helfte van my geestelike stryd kan gewen word deur om dit te besef, wie die heilige God is wat ek bely as my Here. God se genade sien ek word oppervlakkig wanneer ek myself aan ander vergelyk. En dan leef ek prakties asof my geregtigheid, my goeie dade gemeet word aan die optrede van ander. Vriende, het ons agtergekom dat wanneer ons in die gewoonte verval om so te leef, om onsself met ander te vergelyk, Christus en sy evangelie word klein. Want ons standaard van geregtigheid is klein. Dis oppervlakkig. Maar ons teks in Jesaja roep ons vanoggend om onsself te sien wie ons werklik is in die lig van God. Mense wat tekortskiet van God se glorie. Maar nou hier is die vraag. Hoe is God se heiligheid dan vir my goeie nuus?
Hoe verkoop hierdie waarheid van 'n heilige en verterende God my siel? Hier in Desember, wanneer ek moeg is. Hier is ek, dis die einde van 2023, en ek besef sonder om eers ten volle na te dink oor hierdie heilige karakter van God, dat my geestelike lewe het ek nou gekry die jaar. Ek kon nie eens my geestelike doelwitte bereik, wat ek gehoop het om in die begin van die jaar te bereik nie. Johan, kan jy sê, ek het nie eers aan my eie standaarde voldoen nie. Ek het verslap met Bybel lees, ek word swaar belas deur skuldgevoelens, ek het ingegee tot versoeking. Wat is die nut daarvan, om dus myself in die lig van God te sien, anders as om meer geestelike gewig op my skouers te laai? Dit voel asof my geestelike lewe agteruit gegaan het. Hoe kan God se heiligheid my dan aanspoor tot groter geloof en rus in hom? Ek voel net meer ontbloot deur sy heiligheid. Dit is 'n logiese manier om te dink. Hoe kan ek so 'n heilige God lief hê, wat te rein is om na sonde te kyk? Ek weet wie ek is sondig. Hoe kan hy na my kyk en tevrede wees? Woe is me, for I am lost, moet ons sê, soos in die woorde van Jesaja. En julle, dit sou inderdaad die geval gewees het, dit sou waar wees, as ons teks vanoggend geëindig het net by vers 5. Soos Jesaja in vers 5 sal ons ook bewe, op soek wees na 'n plek om weg te kruip. En miskien bid ons dat die rotse van die aarde op ons val en nie God se oordeel nie. Ons sal enigiets doen om onsself weg te kry van God. Maar vriende, eindig die visie daar. Word Jesaja deur die Here in oordeel verteer? Sit die Here op sy troon en hy lag en hy vind plesier in wat hoe Jesaja optree, leeg en terneergedruk? Kry die Here lekker? Sê hy, jou ellendige wese, dit gaan vir jou net nog baie erger word, wag net en sien. Is dit wat die Here hierso sê in hierdie teks? Nee. Dit bring ons na ons derde beweging toe. God se heiligheid, vriende, ontbloot ons sonde. Maar dit lei ons na sy onverdiende genade toe. Vriende, lees saam met my verse 6 en 7. Een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sonde versoening gedoen. God het nie vir Jesaja vernietig nie. En dit is hier waar ek en jy God moet sien. Sy hart van genade moet raak sien in die lig van sy heiligheid. En dit is vanuit hierdie perspektief wat ek die les geleer het met betrekking tot die God wat ek dien, wat ek tans dien. Ons het gesien dat God se heiligheid Jesaja se sonde ontbloot het. Maar vriende, die God is ook 'n God van genade. Ons kan nie sy heiligheid en genade skei nie, maar ons kan sien sy genade hier. Die Here het geweier, vriende, dat sy dienaar daar moet sit en krepeer en sonder vertroosting moet voortgaan. 'n Seraf op bevel van God het vinnig beweeg met 'n tang na die altaar toe en hy het 'n gloeiende kool op sy lippe gesit en dit teen die profeet se lippe vasgedruk. 'n Heilige vlam het Jesaja se mond verbrand, vriende. Dit was 'n suiweringsproses, maar 'n suiwering wat verder gegaan het as net die reiniging van sy lippe. Hy is totaal en al gereinig, vergewe, maar dit nie sonder die pyn van bekering nie. Weereens Paul beskryf hierdie gebeurtenis so, julle lees dit saam met my, hy sê, Isaiah went beyond cheap grace and the easy utterance of I'm sorry. He was in mourning for his sin, overcome with moral grief, and God sent an angel to heal him. His sin was taken away. The conviction that he felt was constructive. His was no cruel and unusual punishment. A second of burning flesh on the lips brought a healing that would extend to eternity.
In a moment, the disintegrated prophet was whole again. Vriende, sien ons die betekenis van hierdie daad. Sonder dat Jesaja enigstens iets doen, hier kom God en hy neem die inisiatief. Hy buig af, hy vergewe en hy reinig vir Jesaja. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Versoening, atonement. Jesaja het 'n nuwe lewe, 'n vergewe lewe, gekoop met die prys van God se versoeningsoffer. Dis wat die gloeiende kool op die altaar verteenwoordig, 'n sondeoffer. Vriende, ek weet aan die einde van die jaar, soos ons nou al gesien het, dat ons besef dat ons liefde vir God word dof en ons geestelike lewe voel al hoe meer dowwer miskien aan die einde van die jaar. En my onmiddellike reaksie is om dit raak te sien en dan probeer om uit my eie ywer, my eie effort te volhard. En die vlees, as 'n mens dit so kan stel. Ek het nie my Bybel met veel entoesiasme gelees nie, lees net meer en meer intens. Ek het nie gevoel my gebed is passievol nie, of diep genoeg nie, probeer net harder. Ek is geestelik moeg en God voel ver van my, word net belas deur skuldgevoelens. Ek het gesondig, erken dit net, beweeg aan, maar moet dit nie voor God bely nie. Ek voel vervreemd van die Here, hy is soos 'n broer met wie hy kontak verloor het. Jy weet hy is daar, maar daar's geen kommunikasie nie. Ligpunt, ek dink baie van ons geestelike lewens is geneig om so te voel, soos ons trek verloor met ons geestelike bearings. Ons besef dat ons eie sondigheid en tekortkominge deur die jare is, dit is in stryd met God se karakter. En dan wonder ons, hoe kan ek ooit weer tot God nader? En die oplossing hiervoor is, soos wat ons nou gesien het in hierdie vers, dis God wat die inisiatief neem. Versoening. Versoening. Wat vanoggend se teks so verfrissend maak, is dat God aan ons iets soortgelyks oordra. Hy sê, jy sal jouself nooit perfek kry deur jou eie pogings nie. Hierdie jaar het jou gewys dat jy tekort skiet om jou eie doelwitte en standaarde te bereik. Kind, het jy my standaard oorweeg? En jy sal sien, jy is naak en skuldig voor my. En een kyk wys 'n morele bankrotskap, maar stop vir 'n oomblik. Kyk weer na my. Ek sal jou reinig. Ek sal jou rein maak. Ja, ek is heilig, maar ek is genadig. Jy word verwelkom in my teenwoordigheid op grond van versoening. En vriende, dis hier waar ons die hart van God aan die einde van die jaar moet raak sien. En wat ons ywer vir hom aanspoor. En ons moet dit raak sien terwyl ons sit in ons swakheid, in ons moegheid, in ons skaamte, in ons twyfel, in ons vrese, in ons teleurstelling. Ons kan selfs daar sit soos ons nou voel en na die Here kyk. Dit is hier waar Jesaja 6 ons weer bring tot die kruis van Jesus Christus. Dis die les wat ek in hierdie jaar geleer het in die lig van hierdie teks. Christus en sy verlossing aan die kruis in die lig van God se heiligheid. Dit gee my krag en perspektief om die Here aan die einde van die jaar met ywer te dien. Vriende, ja, die druk van die lewe eis hierdie tyd van die jaar sy tol op ons. En ja, ons liefde vir die Here en ons ywer vir God lyk dof. En ons is geneig om in sulke tye meer na binne te kyk. Maar weet jy wat, aan die hand van hierdie teks is dit meer van hom wat my siel verkoop en nie meer van my eie pogings nie. Dis die Here wat gegaan het na Jesaja toe. Om God opnuut in sy heiligheid te sien, ja, dit dryf my na Jesus toe as my enigste hoop en troos. Dit dryf my na die kruis, daar waar die volmaakte heiligheid en liefde en genade van God saamkom om sy genade te toon. Ons teks hierso, vriende, skuif ons oë weg van die self wat ons geneig is om hierdie tyd van die jaar te doen en dit skuif ons oë na God toe. Dit is waarheen Jesaja 6 ons
wil lei en veral daar na die Here Jesus toe. Hoe stel Paulus dit in Romeine 3 vers 23 tot 25? Lees dit saam met my, sê, "For all have sinned and fall short of the glory of God," ons besef dit, "and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith." Dis wat God gedoen het om ons te bring in sy teenwoordigheid, waar ons moet rus vind in hom, in die Here Jesus Christus. Justified freely by his grace. Daar sien ons niks van ons eie pogings nie. Ons hoef nie ons rug met 'n sweep te slaan nie. Daar waar versoening gedoen word, vriende, is daar vrede met God. Christus het daardie vrede gebring deur die vergieting van sy bloed. Romeine 3 verklaar aan ons dat ons nou as Christene in 'n regte verhouding met God staan. Ons word almal vrygespreek deur sy genade wat deur Jesus Christus gekom het. Gelowige, daar waar ons moeg is, daar waar ons swaar trek, daar waar ons terugkyk en ons sien die teleurstellings in wat se ook al opsig dit was. Hierdie is waar van jou. Christus Jesus is jou identiteit voor God. 'n Sondaar wat 'n kind gemaak is deur die kosbare bloed van Christus. Dit is ons hoop en ons roem. En dit is wat ons die krag en die ywer gee vir God. Om myself te sien nie in die lig van wie ek is nie, maar wie Christus vir my is. Niks kan dit verander nie. Selfs nie ons eie twyfel nie, niks nie. Vriende, nadat Jesaja vergifnis ontvang het, deur daardie gloeiende koel, was hy nie meer vasgebind deur vrees, teleurstelling in homself en oor sy skuld nie. Toe hy vergifnis deur God se genade gevind het, het hy nuwe ywer vir God gevind. Hy het geweet dat hy skoon gewas het, en so is dit met ons ligpunt. Die gevolg om Jesus Christus weer te aanskou en die hart van God in die kruis te sien, is dat ons nie meer ons eie slawedrywers hoef te wees nie. As ons besef wie ons is ons nie meer ons eie slawedrywers nie. Wanneer ons identiteit as 'n vergewe kind verstaan. Wanneer die realiteit van ons lewens nie ooreenstem met die ideaal wat ons in die begin van die jaar gehad het nie, en ons besef ons bankrotskap voor die lig van God, wanneer life happens en al sy versoekings, al die druk van die werk, gesinsprobleme en al hierdie dinge, geestelike droogtes dit plaasvind, en ons bewus is van ons swak natuur, sê hierdie teks vir ons hoef nie in die gevaar te sit van 'n vers 5 situasie nie, en gedurig te sê, wee my nie. Maar die kruis van Christus maak ons vry om ons lewens te verstaan in die lig van vers 7. Your iniquity is taken away and your sin is purged. Is jy vanoggend 'n Christen, dan is hierdie waar van jou. En glo dit, koester dit. Mag dit jou herinner aan hierdie heilige God en sy liefde vir jou. Ons is so geneig om God nie te wil glo nie, maar daar het nog nie een woord van hom uitgegaan wat onwaar is nie. En hy sê hy is lief vir sy kinders. En dit is waar. En dis 'n liefde wat gegee word nie op grond van wat ons gedoen het nie, of hoe naby jy gekom het aan jou geestelike doelwitte nie, maar as gevolg van wie Christus is. Paulus vra in Romeine 8, wat kan ons van die liefde van Christus skei? Dis 'n retoriese vraag. En die antwoord is natuurlik niks. 'n Aardse pa, as ons daaraan dink, nee, het sy kind, sy dogter of seun lief, as gevolg van wat? Omdat hulle die pa se kind is. Nie oor iets wat hulle gedoen het nie. Hy is lief vir hulle bloot omdat hierdie kindertjies sy kind is. En God se hart vir sy kinders is so. God se liefde vir ons word nie gemeet tot die mate wat ons liefde en ywer vir hom ooreenstem met sy hart nie. Hy het ons lief omdat hy ons aangenome kinders van God gemaak het.
En dis die les wat ek in 2023 geleer het. En dis iets wat ons konstant moet onsself aan herinner. Ons is so geneig om in ons posisies so terug te gaan na 'n werksgebaseerde geloof toe. Maar hier aan die einde van 2023, soos ons moeg is, roep die Here ons weer net terug om 'n vars kyk te gee weer na Jesus Christus. Martin Luther stel dit so, hy som dit baie goed op. Lees dit saam met my, hy sê die volgende: If you have a true faith that Christ is your Savior, then at once you have a gracious God. For faith leads you in and opens up God's heart and will, that you should see pure grace and overflowing love. This it is to behold God in faith, that you should look upon his fatherly and friendly heart, in which there is no anger nor ungraciousness. Vriende, mag God se heilige karakter en die pragt van Christus genade hierdie Desember ons siele verkoop. Daar waar ons fisies en geestelik moeg is, mag God deur die Heilige Gees sy liefde, die liefde van God die Vader uitstort in ons harte. Hy is die een wat inisiatief neem om ons siele te herstel. En hy is ons aanbidding waardig. Soos 1 Johannes sê, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar vriende, dan wil ek net eindig nou met die laaste beweging, soos ons dit nou sien in vers 8. En hier sien ons dat die persoon wat die genade van God begryp en ervaar, het 'n vas bewustheid van roeping. Vers 8, lees dit daar saam met my, sê die volgende: Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Vriende, wie ook al die Here genees, stuur hy. Jesaja het op God se woord gereageer. Dit is net God se patroon wat oor en oor homself herhaal in die geskiedenis. Ons lees reg deur die Bybel, wie hy genees, wie hy red, stuur hy. Om uit te gaan, om God se soos ons God se genade besef, is 'n opdrag vir ons almal. Matteus 28 sê vir ons dat Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Dan gee hy vir ons die Great Commission. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Vriende, weet ons dan dat soos ons God se genade weer proe, nie teen die beste verstaan altyd nie, maar om ons te sien in die identiteit van God. Daarin roep hy ons om getuies te wees. Vriende, as ons gesmaak het dat God goed is en dat hy ons heiligheid ervaar het en dat ons sy genade opnuut besef, dan spoor dit ons aan om die heilige evangelie van Christus te gaan verkondig. Om die waarheid van God se karakter oor te dra. Vriende, daar's 'n wêreld daar buite wat 'n Jesaja 6 ervaring ook nodig het. Wat 'n vars ontmoeting met God moet hê. Daar's gelowiges daar buite wat vergeet het die God wie hulle dien. Dit is ons plig dan om uit te gaan, soos ons Jesaja 6 ervaring gekry het, om vir hulle te gaan vertel van hierdie almagtige God. Ons hoor die sout van die aarde te wees, 'n stad op 'n heuwel, nie om God se brandpunte te verdien nie, nee, maar soos ons God se genade sien deur die kruis, en dit spoor ons aan, soos daai bedelaar wat brood ontdek het, en hy gaan sê vir ander bedelaars, hier is brood. So moet ons wees. Vriende, ons gaan hierdie Desember miskien met baie familie wees en vriende wees wat nie glo nie. En dis daar waar ons hierdie kan uitleef. Daar is genade vir jou vriend of familielid wat hierdie moet hoor. Dit is ons nie net plig nie, maar is 'n voorreg dat die Heilige God ons uitnooi om dit te doen vir hom. Maar miskien dink ek weer, maar ek is te swak, ek is te moeg om dit te doen. Hoe kan God my gebruik
ek ken nie die oordra van die evangelie so duidelik soos wat ek kan nie. Paulus sê vir ons die in 2 Korintiërs 12, but Christ said to me, my grace, daar sien ons weer, is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Vriende, geestelike moegheid is nie iets vreemds vir die Christen nie. Inteendeel, dit is die ruimte waar Christus se genade kan werk in ons. Vriende, kan ons dan saam met Jesaja sê, as verloste kinders van God hierdie Desember, Here, hier is ek, stuur my. Kom ons vind ons rus in die Here hierdie Desember, soos ons die jaar afsluit. En mag ons weer begin met 'n vars besef van sy genade vir ons. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons besef ons tekortkominge soos ons nou na die teks gekyk het. Maar Here, soos ons u karakter sien en aanskou en inneem, besef ons dat ons nie na onsself moet kyk nie, maar na u. En u hart. En Here, daar sien ons die kruis van Christus. Wat nie net daar is nie, Here, wat nie net ons condemn nie, maar Here, wat vir ons vergifnis bied. Here, ons pleit vanmôre dat soos ons hierdie vakansietydperk ingaan, waar ons moeg is en waar ons perspektief baie keer so binnewaarts kyk, Here, dat u ons net opnuut sal weer roep na die vars waters van lewe. Here, u is die bron van lewende water, u is die ene wat ons siele verkoop. Here, mag ons weer net sien u hart. Here, u is heilig, ja, maar u is heilig ook in u genade, en u genade is heilig. En Here, daardie genade maak ons kinders van God. Here, as daar iemand is ook wat miskien vanoggend hier sit en nog nie u genade geproe het nie, Here, bid ons vir daardie mense. Dat hulle ook sal besef, Here, dat daar is ruimte by die kruis van Jesus. Mag ons rus vind in u. En mag ons besef, Here, dat dis nie ons wat stry of werk nie, maar dis u wat barmhartig en genadig is. Seën ons, Here, vir die eer van u naam. Ons bid dit in Jesus Christus se glorieryke naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.